Hallo julle, dis Madeleine Ordee en ons sit hier in die Potgooi Ateljee saam met Wianco Harold van Alu Styles Glas en Aluminium. Baie welkom. Môre, hoe gaan dit? Dis baie lekker om jou hier by ons te hê. Dis lekker om hier te wees, dankie. Jy's 'n nuwe pappa. Ja, kus. Jy's 'n 3 nuwe weekies. pappa. 3 weekies oud, klein pragtige dogtertjie. Maar ek sê vir jou oor lyk nie eers rooi nie, so dit lyk of jy lekker slaap. Ek draai. Sê gou vir my Wianco, hoe het Alu Styles begin? So, die staal is deur my skoonpa begin in 2016. En ek het so 'n jaar terug die geleentheid gekry om die besigheid by hom oor te koop. En ons bou nou maar net van sterk tot sterk op die volgende ding, kyk vir die volgende 5 jaar. Ja, jy het 'n julle het 'n basis, maar jy het gesê dis meer 'n workshop. Jy gaan uit na kliënte Yes. toe. Ja, so ek het 'n werkswinkel. Dit is nou nie regtig iets vir 'n kliënt hier na toe vat nie, maar daar is kliënte wat wil kom kyk. Net om te sien wat die werkkwaliteit is en glastipes en variasies. En meeste van die tyd gaan ek uit na my kliënte toe, vat vir hulle samples saam en bespreek maar hulle needs en necessities on site. Sê gou vir my, doen julle kar glas of nie? Nee. Want ek dink nou net as 'n kar na julle toe ry om die glas te kan insit. Nee, ongelukkig nie. Nie dit nie. Strictly construction en huisglas. Ja. Ysglas. So hoe lyk 'n tipiese dag by jou? Vir myself, Ja. my telefoon nou nie oplei nie, e-mails moet geantwoord word en WhatsApp. So ek het 'n selfoon wat teen my oor vasgeplak is en ek is besig met kwotasies en uitry na kliënte toe, afmetings. Ja. En jy's nie net in Bloemfontein nie. Nee, ek ry uit 200 km in 'n radius van Bloemfontein. Ons het al verder gewerk. Maar ja, vir eers is dit op die limits. Sê gou vir my 'n bietjie van die challenges toe jy nou die besigheid oorvat. Dis 'n baie groot verandering geweest? Ja, dit was ek kom uit die sales wêreld uit en dit was iets anders te om as eienaar van 'n besigheid in te stap, bestaande mense oor te vat, hulle gewoond te raak aan my styl en aan hulle gewoond te raak en jy weet alles wat eintlik gepaard gaan met 'n klein besigheid en dit net effektief te ran. Maar julle is ook nie so klein nie. Julle is eintlik groot. Mens sien oral vir Alu Styles Glas en Aluminium. Ek probeer. Nee. Service delivery is my nommer 1 motto en by ons weet dit ook. So dis 'n kwessie van as jy sigbaar is, kan jy uitkom al buite. Sê gou vir my, is daar 'n projek wat vir jou uitstaan wat jy nou al gedoen het met Alu Styles? Ek het 'n paar interessante goed al gehad wat lekker is. 'n Ek moet sê, challenge. nie so te sê 'n challenge nie. Dit is oor die algemeen is die bouwerk, die een kliënt van ons het uit klip uit wat op sy plaas uitgegrou is, gaan bou. Ja. So dit was nogal 'n challenge geweest om die mates reg te kry en seker te maak die klip is reg en waar hulle moet aanpas en wat ons moet doen en dit was 400 en iets kilos hiervan af. So om daai beplanning reg te kry en seker te maak dat ons op site is en alles is perfek want Ja, daar want was jy nie kan- terugry nie. Ja, jy kan nie teruggaan. So dit was interessant geweest en dan baie van die kliënte met hulle designs en goeders. Nie alles wat jy sien op TikTok is doable nie, maar mense try 'n way around dit kry om dit gedoen te kry. So naby as moontlik. So julle doen custom. Ja, dis alles ook. is custom building. Alles custom. Ek kan standaard vensters ook doen. Dit is net 'n kwessie ons fokus is maar net op purpose mades, stekdeure, skuifdeure en sulke goeders. Iets wat buite size is. Okay. Alright, so custom goedjies. En jy sê jy het al vreemde versoeke gehad. Baie. Wel, as ek sê vreemd, is ons by 'n ander kliënt se huis, hy wou 'n tipe van 'n nightlight ingesit het, maar dit wat hy gesien het wat hulle in die UK gebruik, is nie produkte wat ons hier kry nie. En, Okay. ja, Dit is nogal 'n bietjie Dit is bietjie challenging. vreemd, ja. Maar julle het dit seker afgepoel. nee, ons het nie. Nee. Ons en die kliënt het besluit, Dit- kom ons push nie die limits nie, want hy wou ook nie te groot van die risiko vat nie. Maar dit was binne huis geweest, so toe los ons dit net vir veiligheid eerder. Maar dis lekker dat as jy en 'n kliënt saam op een bladsy kan kom. Ja. Ek meen dit is waaroor dit gaan, hè? Kyk, ek probeer altyd na die kliënt se vrae luister en if it's doable, dan sal ek dit doen ten alle respek, maar as dit nie is nie, dan kan hy ou nie. Ek meen, jy weet wat jy Ja, doen. ek probeer nie limits push nie. Daar is regulasies en goed wat hou by moet bly. Ja, nee, verseker. So ons probeer maar in daai limits bly. Bianco, waar sien jy vir Alu Styles oor 10 jaar? 10. Ek probeer om Kom direk ons- vir die kom ons volgende kyk 5 jaar. Kom ons praat eers vir jou 5 jaar plan. So die volgende 5 jaar ek boog nou om te kyk na 'n tweede voertuig wat kan uitry. Ek wil bietjie meer prominent in die Noord-Kaap area vestig
En ek wil my span size verdubbel in die volgende 5 jaar at least, dat ek so 8 ouens het wat kan operate. Ja, want ek meen dinge raak nou besig. As ons kyk na die reën op hierdie stadium, ek het 'n huis, jy was al self by my huis gewees, met die houdeure nog. Ja. Jy weet, dit was 'n vreeslike mode gewees en nou vat die aluminium half oor. Ja, ou kan nie meer nie. Weer eens was ek by 'n kliënt 2 weke terug gewees en die mooiste houtvensters, maar hulle moet maintenance doen elke jaar. Elke 8-9 maande sit hulle met iemand wat daar staan en skuur en weer varnish en weer polish en like, dit werk nie. Dit Aluminium het jy daarom 'n 10 jaar grasie. Dit is rustproof en resistant, so jy gaan nie met dit sukkel nie. Ja, dis wonderlik dat dit net half oorvat en jy gee nog half amper dieselfde look, maar ook 'n moderne look, né? Ja, Want jy het definitief. verskillende style. Ja, dus as jy 'n ou cottage pine venster het, kan ek dit namaak. Dit raak van dit pricey. Dit raak pryse. Ja, aluminium se pryse is nogal dis hoog, maar as jy dink dit hou vir die volgende 10 jaar, is dit nie so bad nie. Nee, as jy vat baie van die manufacturing costs is in jou prys in op jou vensters. Dis baie snywerk. Dis nie net van click and play en open bid Dit pas nie. So ja, dit is maar hoe dit operate, maar dit is vir jou long term uitkyk, is dit geld moet werd. Nee, dis verseker. Bianco, ek sê vir jou vreeslik dankie dat jy jou passie met ons kom deel het. Groot En plesier. sterkte met jou nuwe pappa wees. Dankie baie. En as ek jou nou kan raad gee, wees nice met mamma. Dit gaan maar moeilik, hoor. Sy moet dit net hoor nie. So vreeslik dankie dat jy jou passie met ons kom deel het. En al jou inligting sal hier onder wees, so jy kan maar net hier onder iewers kyk. Die editing sal ingesit word. So dankie. Ek waardeer dit vreeslik dat jy met ons kom gesels het Baie vandag. groot plesier. Sy, Is hy? lekker dag. Jy